As hy. Welkom. Dankie. 'n Lekker dag vandag vir reën. Kom ons staan voor die Here en kom ons bid saam. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie nuwe dag. Baie dankie vir die lekker reën wat U vir ons gegee het. Dankie Here dat ons as gelowiges, U kinders, hier kan by mekaar kom en U kan aanbid. Dankie dat ons kan sing tot U eer. Dankie vir die voorreg wat ons nog het om by mekaar te kan kom, openlik en U te kan aanbid. Liewe Here, ons vra dat U asseblief dit sal laat voortgaan. Ons weet dat die regering godsdiens van ons al wil wegneem, werklike godsdiens, ware godsdiens van ons al wil wegvat. Dat hulle regulasies wil inbring waar hulle gaan wil beperk wat ons kan sê. Dat ons kan dood eenvoudig sê wat die Bybel sê, wil hulle van ons al wegneem. Vader, ons weet dat die duiwel is besig in die regering, maar Vader, ons weet ook dat U is in beheer, en daarom roep ons tot U, dat U dit sal stop, dat ons nog steeds vrylik U woord eerlik sal kan verkondig. Maar Here, selfs al sou hulle hierdie dinge inbring, weet ons dat U is ons koning. Help ons dat ons altyd die waarheid sal praat, maak nie saak wat die gevolge sal wees in hierdie ou wêreld. Liewe Here, ons bid dat U asseblief nou ons harte sag en oop sal maak vir wat U vir ons wil sê. Ons wil U waarheid hoor. Ons wil meer van U leer ken en so dat ons U meer en meer lief sal hê en minder bang sal wees vir die dag van môre. Want hoe meer ons U ken, hoe meer weet ons wie ons dien en wie alles vir ons neergelê het. Ons loof U naam en ons bid hierdie dinge net in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goed, ek gaan vandag vir ons bietjie die 10 gebooie lees, soos ons dit kry in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van die ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit te heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Tot sover. As jy glo in Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker, is jy welkom om saam met my te stem as ek die geloofsbelijdenis lees.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen. Goed, julle kan sit, dankie. Ons is besig om te kyk na die eienskappe van God. 'n Wonderlike voorreg wat ons het om dit te kan doen, om meer te kan leer van ons Here. Terloops, ek gebruik nie die mikrofoon vandag nie, want die kamera se opname, ek weet ek gaan probeer om te kyk of die opname so beter is. Julle kan my genoeg hoor, nee. Ek is self doof, so ek verstaan as mense nie mooi kan hoor nie. Goed, so ons gaan nou kyk na God se onsigbaarheid. Ons kan God natuurlik nie sien nie. Nou, ons is besig om te kyk na die mededeelbare eienskappe van God. Daardie dinge wat ons so 'n bietjie van deel met God. So as ons praat van onsigbaarheid, hoe kan ons dan sê dis 'n mededeelbare eienskap? Die ding is, ek en jy is eintlik ook onsigbaar. Ons sien mekaar se liggame, maar ons sien nie die ware ek raak nie. Die ware ek is siel, is ook siel. Ons probeer mekaar raak sien deur ons liggaam, deur ons gesigte, deur ons oë, deur mekaar in die oë te kyk as ons met mekaar praat. Dan probeer ons uitmaak wie jy regtig is. Maar ons weet ook dat ons baie dinge kan wegsteek oor onsself. Ons weet almal natuurlik dat ons dra almal eintlik maar maskers, nee. Ons almal gee maar 'n bietjie voor wat ons graag wil hê ander mense moet sien. Want ons weet, die ander ou kan nie die ware ek regtig sien. Ek kan sekere dinge sê, maak asof sekere dinge waar is, maar ek weet wat in my eie hart aangaan. Ek weet wat in my eie siel aangaan. En so is dit met ons ook. Ons is ook tot 'n groot mate onsigbaar vir ander mense. Die werklike ek is nie regtig sigbaar vir ander mense nie. En so is dit met God ook. God is onsigbaar, ons kan nie vir God sien nie. En die belangrike wat ons hier moet besef is dat ons nooit ten volle vir God sal kan sien. Selfs in die lewe hierna sal ons van God sien. Die Bybel sê dat ons sy gesig sal sien, maar ons sal nooit omvattend God kan sien nie, want God is te groot, dood eenvoudig vir ons, selfs in die lewe hierna. En julle kan nou sê, wag nou so 'n bietjie, wat sê die Bybel? Die Bybel praat ons daarvan dat ons God sal sien. In 1 Johannes 3 vers 2 staan daar: Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Dit is wat Johannes sê. Ons weet die twee waarhede. Ons sien dat ons God sal sien soos hy is. Van aangesig tot aangesig sal ons vir God sien in die lewe hierna. En dit is natuurlik 'n wonderlike ding. Ons sien uit daarna. Dit is so 'n bietjie bang wanneer ons daaraan dink. Maar ons sien natuurlik uit daarna omdat ons nou in 'n vredesverhouding met God is, as ons in Christus is. Is ons in 'n vredesverhouding met God en kan ons voor God gaan staan, maar net wanneer ons in Christus is, kan ons voor hom gaan staan. Dit sê ook dat ons gelyk sal wees aan hom in die sin dat ons ook verheerlik sal wees. In die lewe hierna, in die hemel, gaan ons nie wees soos wat ons is nou. Nou word ons geplaag deur sonde. Sonde is nog steeds teenwoordig. Ons word nog steeds versoek om te sondig elke dag. En ons sondig elke dag.
almal van ons. In die hemel sal dit nie meer so wees nie. Ons sal verheerlik wees. Ons sal verheerlikte liggame hê in die hemel. En daarom sal ons ook dan voor God kan staan. Ons sal volkome verander word, sodat ons God sal kan sien. Die vers gaan dan verder, het sê, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Wanneer ons hierdie dinge besef, dan strewe ons daarna om rein te wees voor God. Ons wil die sonde aflê, elke dag. Nie op 'n valse manier nie. Daar's baie mense wat by die wêreld rondloop en sê hulle is Christene. En ek moet sê, veral predikante is so. Hulle begin ewe skielik anders praat as hulle preek. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het, pla my nogal. Ek weet wie jy is, my maat. Hoekom praat jy nou skielik so? Jy weet, dis deel van daai maskers wat ons aantrek, nee. Maar ons strewe daarna om werklik rein te word. Dat ons nie vals is nie, maar dat ons rein word, dat ons die sonde agterlê. En dit is 'n stryd. Elke kind van die Here ken die stryd om sonde agter te lê. Dis nie 'n grap nie, maar dit is ons strewe, sodat ons reg kan wees vir Jesus wanneer hy kom. 'n Ander verwante vers kry ons in 1 Korintiërs 13 vers 12. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. So, met Christus se wederkoms sal ons ten volle verander word en sal ons hom direk sien. Ons sal hom sien soos wat die apostels hom gesien het, toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het hy 'n paar keer aan hulle verskyn. Hy het tot aan 500 mense op een slag verskyn. En wat het ou Thomas, die ongelowige Thomas, kon vat aan hom, kon sy vinger in die gate sit. So, ons sien 'n element daarvan van hoe ons nuwe liggaam in die hemel kan wees. Daar gaan 'n fisiese element wees. Het gaan nie beter wees asof ons soos 'n wasempie ronddryf nie. Ons gaan fisiese liggame hê. Dis hoekom ek sê, die opstanding van die vlees, dis nie net die gees, dis die vlees ook, maar 'n verheerlikte vlees, soos Jesus nou nog is. Jesus het nooit sy menskap afgelê nie. Jesus is nog steeds beide God en mens daar in die hemel. So gaan ons ook wees. Ons volg Jesus op baie verskillende maniere, en baie verskillende aspekte, wat vir ons bietjie moeilik kan wees om te verstaan baie keer. So wat dan nou hiervan? Ons sê God is onsigbaar, maar die Bybel sê vir ons dat ons God sal kan sien. Ja, ons sal vir God sien, maar ons kan nooit vir God in sy volheid sien, omdat ons mense is, en omdat ons in die hemel ook mense sal wees. Julle weet natuurlik dat ons word nie engele as ons hemel toe gaan. Ons bly mense. Engele bly engele, mense bly mense. Goed, ons het baie valse idees wat ons kry van die televisie af en van flieks af en so. Ons moet oppas vir daai beelde, dat dit ons te veel beïnvloed. Jy gaan nie vlekkies kry nie, dan gaan nie 'n sirkeltjie bo jou kop ronddryf nie. Jy gaan 'n mens bly, maar jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Jy gaan 'n verheerlikte mens wees. So ons kan nooit die alomteenwoordigheid van God sien. God is oral, ons het al gepraat daarvan. God is oral en in alles, maar hy is nie deel van sy skepping. Daardie onderskeid het ons al oor gepraat. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Die unieke seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. Dit is deur Jesus dat ons God sien in die gees, en dit is deur Jesus dat ons God leer ken. As dit nie vir Jesus was nie, sou God vir ons heeltemal onbereikbaar gebly het. Dit is die wonder van Jesus Christus. Jesus Christus het homself, God self het naby gekom. En dit is wat dit moontlik maak vir ons om God te sien in die gees en dan eendag ook in die vlees. Ons sien vir God deur die Seun, sien ons vir God. Johannes 6 vers 46. Johannes 6 vers 46 sê, nie dat iemand die Vader gesien het nie,
Net die een wat van God afkom, hy het die Vader gesien. 1 Timoteus 6 vers 16. Hy wat alleen onsterflikheid besit, ontoeganklike lig bewoon, en vir wie geen mens ken of kan sien nie. So die Here toon homself egter aan ons op beperkte maniere. Die Here wys homself aan ons op beperkte maniere. Partykeer, as jy wakker is en as jy oplet, dan sien jy God oor ons. Ek sê vir terwyl ons nou hiernatoe ry, dit is my so lekker om op Sondagoggend om so toe te ry. Elke keer as ek so toe ry, dan lyk die wêreld anders. Die weer is anders, die wolke, die plante, dit is so mooi. Ons sien God in sy skepping as ons oplet. Ons sien God in ander mense, wanneer ons liefde ontvang van ander mense af, dan sien ons God op. Dit is deel van wat ons as kinders van die Here moet doen, is om God uit te beeld aan die wêreld. God vertoon homself op sekere maniere. In die Bybel en in die Ou Testament het God verskyn aan mense op verskillende maniere. Die bekende gedeelte natuurlik waar God aan Moses verskyn het in 'n brandende bos. Dit was op 'n manier wat God aan mense verskyn het. Maar dan is daar ook die ander verskynsels waar God soos 'n mens verskyn aan mense. Dit word in die teologie genoem theophanie. In Engels theophanies. Theo wat verwys na God en dan die verskyning van God aan mense. Ons sien 'n voorbeeld daarvan toe God aan Abraham verskyn het. In Genesis 18 vers 1 tot 2 lees ons: Die Here het aan Abraham verskyn by die akkerbome van Mamre, terwyl hy op die hitte van die dag by die ingang van sy tent sit. Toe hy opkyk, sien hy skielik 3 mans naby hom staan. Toe hy hulle sien, hardloop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig laag teen die grond. Nou, ons moet verstaan hierso. Hierdie Abraham was 'n skatryk man op hierdie stadium. Hy het baie status gehad. Hy was 'n hoë man op hierdie stadium en by die wêreld aanbetref. Die volgende oomblik verskyn 3 mans aan hom en hy hardloop rond soos 'n kind en hy buig laag na die aarde toe. Nou, ons weet, as jy in die Bybel kyk, ons weet dat hierdie nie 3 engele was nie. Jy sal altyd sien wanneer 'n engel aan 'n mens verskyn in die Bybel en die ou word getref deur hierdie wese wat hy nou sien, dan val hulle op die grond en hulle wil aanbid. Dan sal 'n engel altyd sê: nee, moenie my aanbid nie. Staan op, moenie my aanbid nie. Want ek is nie God nie. 'n Engel sal altyd sê: moenie my aanbid nie. So wanneer jy in die Bybel sien dat 'n wese 'n mens toelaat om hom te aanbid, dan weet jy het te doen met 'n theophanie. Jy het te doen met 'n geval waar God verskyn aan mense op 'n manier. Want net God sal toelaat dat hy aanbid word. 'n engel sal dit 'n engel van God af sal dit nooit toelaat. So hoe sal dit dan wees in die hemel? Ons sal God ten dele sien, maar wat ons van God sien sal ten volle waar wees. Matteus 5 vers 8 sê: Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. So, alhoewel ons God nie ten volle kan sien nie, dit wat ons van hom sal sien, sal absoluut waar wees. Die werklike hy sal ons sien. 1 Johannes 3 vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, is dat wanneer hy verskyn, sal ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Dit is 'n wonderlike dag wat ons nou uitsien, om God te sien. Die een wat ons lief het, meer as enige iemand anders, wat ons God sal sien. Openbaring 22, reg aan die einde van die Bybel, Openbaring 22 vers 3 tot 5. Daar sal geen vloek meer wees nie, dan sal die sonde meer wees. Die troon van God en die lam sal in die stad wees, en sy diensknegte sal hom sien. Hulle sal sy aangesig sien, en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van 'n lamp
en die lig van die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle vir ewig en ewig as konings sal heers. Wonderlike dag om daai te sien. Dan, volgende eienskap wat ons nou kyk, is God se alwetendheid. Omniscience is wat dit in Engels is. Omniscience. Omni beteken alles, alle, en dan science beteken kennis. So alle kennis. So God het alle kennis. God weet alles. Daar is niks wat vir God weggesteek is nie. Daar is niks wat vir God 'n misterie is nie. Daar is niks wat vir hom onduidelik is nie. Weet, ons praat van 'n grys area. Julle het al dit seker baie gehoor. Ons praat van 'n ding is 'n grys area. Ons ondervind 'n sekere probleem, of ons het 'n sekere besluit om te neem, of 'n sekere optrede wat ons moet doen. Maar ons weet nie wat om te doen nie, en dan sê ons dit is 'n grys area. Wat is 'n grys area werklik? Is daar werklik so iets soos 'n grys area? As nie werklik so iets soos 'n grys area nie. Alles is eintlik swart en wit. Wanneer ons sê iets is 'n grys area, is dit een van twee dinge. Of ons weet dood eenvoudig nie wat die regte ding is om te doen nie, ons het nie die kennis nie. En die tweede ding is, ons het nie al die inligting om te weet wat die regte ding is om te doen nie. Ons weet nie genoeg van die situasie of die persoon of so, om 'n ingeligte besluit te kan neem. Dan sê ons dit is 'n grys area. Maar by God is dit nie so nie. God weet alles. God ken almal. En daarom vir God is alles swart. Daar is nie 'n grys area by God nie. Hy het altyd al die inligting en hy weet altyd wat die regte koers is. Hy weet ook van al die moontlikhede van dinge. As jy dalk in hierdie rigting sou gaan, sou dit en dat gebeur. Dit weet God reeds. Job 37 vers 16 sê, begryp jy iets, dis God wat met Job praat, hy sê, begryp jy iets van die wegdryf van wolke, wonderwerke van een met volmaakte kennis. God het volmaakte kennis. 1 Johannes 3 vers 20, wanneer ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. So, is interessant hoe dinge koppel aan mekaar. Ons het al gepraat daaroor dat God oral en in alles is. En dit koppel aan hierdie element van alwetendheid. Omdat God altyd oral is, weet hy alles. Daar is niks wat vir hom weggesteek is nie. En dan ook belangrik, hy ken homself ten volle. Ek dink as ons eerlik is, dan weet ons, ek ken myself maar net ten dele nie. Er was baie dinge van myself wat ek nie mooi verstaan nie. Paulus het bijvoorbeeld daarvan gepraat, die ontsettende intelligente Paulus. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11, maar aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Nou hierdie Gees word gespel met 'n hoofletter G. So dit praat van die Gees van God, ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van 'n mens, behalwe sy eie gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie, behalwe die Gees van God. So God ken homself ten volle. Dit klink dood eenvoudig, dit klink vanselfsprekend om dit te sê, maar dit is 'n baie diep waarheid wat ons nie ten volle het nie. Ons ken onsself 'n bietjie, maar ons ken onsself glad nie ten volle nie. God ken homself ten volle. Weereens sien ons hierdie beginsels koppel aan mekaar. Ons het al gepraat daarvan dat God lig is, nee. Wat het ons gesê is lig? Lig is iets wat die waarheid ontbloot. Dit bring die waarheid uit. En so is dit met God ook. Die waarheid van homself en die waarheid van alles wat bestaan is vir hom ontbloot. Hy sien dit alles. Die waarheid is vir hom nie 'n misterie nie. 1 Johannes 1 vers 5. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Geen grys areas ook nie.
Alles is voor God ontbloot. Hebreërs 4 vers 13. Ja, niks wat geskape is vir hom verborge nie, maar alles is oop en bloot voor sy oë, hom teenoor wie ons moet verantwoord. Mooi woord daarso. Alles is ontbloot voor sy oë, hom teenoor wie ons moet verantwoord. Al daardie duister dinge wat ons agter ons maskers wegsteek, al daardie dinge wat ons doen en dink en voel wat verkeerd is, God ken dit. God ken ons hart. Hy weet beter van ons as enige iemand anders. Ons verstaan onsself baie keer nie. Ek weet nie of julle dit ook ondervind nie. Jy sit een of ander by. Jy is ongelukkig of jy is gelukkig en jy kan nie reg sê hoekom voel ek nou so? Hoekom is ek nou so kwaad? Hoekom is ek nou so gefrustreerd? En ons kan self dit is 'n antwoord op sit en dan dink jy dalk later in die dag, maar dit was hoekom ek so kwaad was en wat ook al nie. Ons ken onsself nie eens regtig nie. Maar God is nie so nie. God weet ook dit wat jy selfs nie eers weet van jouself. Daar is niks wat jy dink, sê of doen wat vir God weggesteek is nie. Alles is voor hom ontbloot. En nou, hoe hierdie waarheid jou sal tref, hang af van jou verhouding met hom. As jy 'n goeie verhouding met God het, sal hierdie waarheid vir jou 'n vertroosting wees, dat God alles van my weet. Dat daar niks is wat vir hom weggesteek is nie. En as jy hom ken, as jy sy liefde verstaan, dan sal hierdie nie vir jou 'n probleem wees nie. Maar wanneer jy in 'n verkeerde verhouding met hom is, as iets fout is met jou verhouding met hom, dan pla jy die dinge vir jou. Natuurlik, nee. So dit hang af wat jou verhouding met God is, hoe hierdie waarhede jou tref. Psalm 139 van vers 13 af. U het immers my niere gevorm. U het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek prys u omdat ek op onsagwekkende en wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaar is u werke en my siel weet dit al te goed. Jy is wonderbaarlik. Jy is 'n wonderwerk. My gebeente was nie vir u verborge toe ek in die geheim gemaak is, kunstig geweef in die dieptes van die aarde nie. U oë het my ongevormde begin gesien. Al my dae was in u boek opgeskryf voordat een daarvan aangebreek het. Jeremia 1 vers 5 sê God vir Jeremia die volgende: Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy uit die baarmoeder voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou as profeet vir die nasies aangestel. So hierdie kan dalk vir ons 'n bietjie skrik op die lyf jaag as ons hierdie dinge regtig besef. Maar wag so 'n bietjie. Luister na wat sê Galasiërs 2 vers 20. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Matteus 10 vers 29 tot 31. Word 2 mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. God ken ons so goed. Hierdie is nie net 'n metafoor nie. God weet letterlik hoeveel hare daar op jou kop is. Daar is niks wat vir God weggesteek is nie. En môre is ook nie vir hom weggesteek nie. Hy weet wat môre gaan gebeur. Ons weet nie en ons word bang en ons word bekommerd oor môre. Maar hy weet en hy is in beheer van dit. Terwyl ons God so goed ken, terwyl God ons so goed ken, sê God ook dat hy ons sonde sal vergeet. Wat beteken dit? Vergeet God dan nou? Kom ons kyk, Jesaja 43 vers 25. Ek is die een wat terwille van myself jou oortredings telkens uitgewis het, jou sondes nie in herinnering geroep het nie.
Beteken dit dat God dan iets vergeet? Ons moet verstaan dat hierdie is 'n vergelyking wat God maak sodat ons kan verstaan hoe hy dinge benader. Goed, hierdie beteken nie dat God skielik nie meer iets weet nie. Hy weet van daai sonde wat jy gister gedoen het of 20 jaar terug gedoen het. Hy weet nog steeds van dit. Maar dit gaan oor die manier hoe hy die sonde hanteer. God sit die sonde op sy terwille van sy seun, terwille van Jesus Christus. Jesus Christus het reeds die prys betaal daarvoor. Dit is hoekom God dit op sy sit. Hy vergeet van ons sonde. Hy sit dit op sy terwille van Jesus Christus. Terwille van homself doen hy dit. Want onthou, hy is heilig, nee? Hy kan nie na ons toe kom as ons sondig is nie. Dis hoekom terwille van homself, terwille van sy verhouding met ons, sit hy die sonde op sy, omdat sy seun Jesus Christus vir ons sonde gesterf het. Vir elkeen van ons sonde spesifiek. Dit was nie net 'n algemene ding wat Jesus gedoen het. Jesus het spesifiek gesterf vir elkeen van ons sondes. Daai leuen wat ek vertel het, daai lelike gedagte wat ek gehad het, Jesus Christus het betaal spesifiek vir elkeen van daai sondes van ons. Ek dink dit sal ons 'n bietjie laat dink voor ons weer sondig, nee. As ek nou dink om daai ding te doen, daai verkeerde ding te doen, Jesus het reeds dood gegaan vir dit. Hy het gelei terwille van dit. So, ons moet onthou dat God perfek heilig is, en dit is hoekom sonde is vir hom 'n afskuw. Dit is aklig vir God, sonde, alle sonde. Maar hy kom na ons toe en hy ontvang ons in sy liefde, omdat Jesus betaal het vir daai sonde. So, dit moet ons onthou. Hy tree dus op, asof die sondes nie meer in sy gedagtes is, want die prys daarvoor is betaal. So dit is hoe ons moet dink aan hierdie ding. Wat 'n wonderlike Here het ons nie, dat hy ten spyte van sy perfektheid gedoen het met ons mense. Dit is 'n wonderwerk om na te kyk. Ons besef nie sy perfektheid, sy grootheid. Ons het geen benul daarvan. En daarom verstaan ons nie hoe groot sy liefde en sy genade is. Ons moet dink oor hierdie ding, ons moet mediteer op hierdie ding. As ons dink oor God, dink oor wie hy is. Dink aan hierdie elemente, hierdie eienskappe wat ons bespreek. Dink daaroor en dink wat dit beteken vir ons elke dag. En dan sal ons minder bang wees en ons sal hom liewer hê. Want ons weet wat die realiteit is. Ons is so geneig om in ons lewe in 'n wase, ons lewe in 'n fantasie in ons gedagtes. Ons moet terugkom na die aarde toe en besef wie ons regtig is. En dan sal ons ook besef wat 'n wonderlike God ons het. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir die liefde van U. Baie dankie dat U so 'n wonderlike Here is, so 'n wonderlike God is vir ons. Here, U is so groot, U is so fantasties. U weet alles, en ten spyte van die feit dat ons U nie kan sien nie, kan ons U ken, en kan ons 'n verhouding met U hê. Maar dis alles as gevolg van U Seun Jesus Christus. Dis alles as gevolg van U genade. En ons prys U daarvoor, ons dank U daarvoor. Wil U asseblief in die week wat kom met ons wees, wil U vir ons seën en ons bewaar en ons beskerm, maar wil U ons ook help om aan te hou dink oor wie U is, maar dit in ons wese insink, want dan sal ons lewe in soveel verryk word. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Goed. Ek lees vir ons die seën van die Here soos ons dit kry in Numeri 6. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.